Ek was 16 jaar oud gewees in Roodepoort Hoërskool Bastion toe ek die eerste keer my Bullet Cat gevat het. Ek was een van die goeie rugby spelers in die skool. Altyd hard geoefen vir die proewe en ek was ongelukkig nooit gekies nie. Ek weet nie hoekom nie, want ek het altyd my beste gegee en toe ek dwelms vat vir die eerste keer toe ek 16 is, toe voel dit asof ek hoef nie effort te gee nie en ek belang. En vandat ek 16 was tot ek 19 was, het dit baie roekeloos geraak. My rugby carrière het heeltemal uitmekaar geskeer. My houding het gechange teenoor my skool, werk, teenoor my pa en my ma, my broers. Ek het begin goed doen wat ek nie normaalweg sou doen nie. En dit het my baie in 'n donker plek in my lewe gesit waar ek gebreek was, op die strate was, rondgeloop het en niks gedoen het wat ek moes nie. En op daai stuk in my lewe wat ek so in 'n diep gat was, het ek na God geroep en God het my geantwoord. Hy het my uitgehaal en ek het 'n pastoor Duif gesien op Kruiskyk. Snaaks my pa deur die channels gegaan en toe ewe skielik toe sien ek hom op Kruiskyk. En toe sê ek vir my pa se spiritual weapons and tactics. Dit klink dis 'n plek waartoe ek wil gaan en dis waar ek hierdie ding gaan beklei. En daar sit ek hier rond en die Here het my hele lewe verander. Die Here het my goed gewys op 'n persoonlike vlak. Ek was in Namibia gewees waar die Here in die wolke het ek gesien een oggend op 'n quiet time het ek gesien in die wolke, partykeer kan jy prentjies maak met die wolke, het ek gesien S23. En in my Bybel, nie ander Bybels nie, die spesifiek een wat ek het, staan daar S23 is Samuel 23. Toe staan daar Saul vernuwe sy verbond met Jonathan. So dit was vir my wonderlik dat die Here my geantwoord het op 'n persoonlike vlak. En ek het geweet dat al is ek so klein, hy sê my naam. En dit is waar ek besef het dat jy moet die Here eers sit aan alles. Jy kan hom nie halfhartig dien nie. Jy moet die Here voluit dien aan alles wat jy doen. En net hy kan jou uit jou drug addiction uithelp en jou probleme, niemand anders nie. En dit is wonderlik vir my om die Here te ontmoet het en dat hy eerste is in my lewe nou. En ja, ek wil net vir almal sê hulle moet die Here eerste sit in hulle lewe en geen drug addiction of siekte is te groot vir die Here om te genees nie.